Hartlike goeie dag. Ek praat met julle nog steeds oor die verhaal op die see van Galilea, toe Petrus op die water geloop het en gesink het. En Jesus het hom opgelig uit die water, het gehelp, toe hy geroep het, Here, red my. En dan het Jesus saam met Petrus op die water teruggeloop na die skuit. En ek wil vandag met jou praat oor die tema, klein of groot geloof. Maar kom ons lees eers wat sê Matteus 14 vers 32. Hulle toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. Dis opmerklik dat die storm nie onmiddellik bedaar het. Toe Jesus vroeër in vers 27 vir die disippels gesê het, wees gerus, dit is ek nie, moenie bang wees nie. Die storm het steeds gewoed, terwyl hy en Petrus gepraat het, en terwyl Petrus op die water geloop het, en terwyl Jesus hom gehelp het. Eers toe hy in die skuit klim, het die wind gaan lê. Ons moet dit onthou, soms woed die storms in ons lewe nog 'n tyd lank voort, nadat ons gelowig gebid en selfs die versekering ontvang het dat die Here by ons is. Maar so dikwels twyfel ons of die Here ons regtig gehoor het en ons wil help. Want die stryd of die siekte is nog steeds daar. Dis egter juis sy teenwoordigheid wat ons vrees wegneem. Selfs al woed die storm nog. Vrede beteken nie die afwesigheid van 'n storm nie. Vrede beteken dat die Here by ons is, selfs al woed die storm steeds. Toe Jesus in die skuit klim met die wind gaan lê, wat uiteindelik belangrik is, was nie die disippels se klein of groot geloof nie, maar Christus wat in die skuit geklim het. Ook in ons lewe worstel ons so dikwels en wonder of ons geloof groot genoeg is. Dis nie so seer hoe groot of klein jou geloof is nie. Die vraag is jou geloof in hom? Ons glo nie in geloof nie. Ons glo in hom. Selfs al sou jou geloof stotter en bewe soos die van Petrus, is dit uiteindelik hy wat sy hand uitsteek. Hy wat jou optel en saam met jou in jou skuit klim. Jesus maak al die verskil, ook in my en in jou lewe. Here, ek aanvaar dat U al die verskil in my lewe maak en dat dit nie my groot geloof is nie, maar my groot God is wat hierdie verskil maak. Ek bely dit vandag te midde van my omstandighede. Ek glo in God. Amen. Seënwens tot volgende week.